so te begin. Ons is so bly as jy staan saam met ons, draai na die persoon langs jou toe en kom ons maak sy naam groot.
Op 'n dag soos vandag dan wil ons Jesus terugsit in die krib. Maar wat ons altyd moet onthou is, selfs al was hy klein en toegedraai in wit linne, was hy God se seun. Paulus kom in Filippense en hy sê, he chose to leave heaven's glory to be with us. Even though he was a child, he was still glorious. Even though he was a child, he was still a king. Even though he was a child, he was still powerful. All because of the promise that God gave to you and me. Vanoggend besef ons net, sy naam is ek in jou verlossing. Sy naam is ek in jou oorwinning. Sy naam is ek in jou deurbraak. Waarom? Want God het hom 'n naam gegee bo alle name. Hierdie naam wat hy het, dra die waarde van ek in jou totale bestaan. Want jy sien, soos ek laas Sondag gesê het, elke keer as ons die naam van Jesus skree of sê, is dit asof alles gaan stilstaan vir 'n oomblik. Want daar is krag in daai naam. En die belofte is, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dis 'n belofte wat kom vanaf die Ou Testament regdeur tot in Handelinge. Wat Paulus kom en hy verklaar dit weer. So vanoggend wil ek vir jou sê, jou redding, jou antwoord lê in sy naam. Dit wat jy nodig het in hierdie oggend, wat jy sê, Jesus, I come to you. I will be set free. I will be delivered. I will be answered. All because of the power of the name of Jesus. Amen and amen. En ek wil net na iemand toe draai vir sê, hy is hier vanoggend. Sy teenwoordigheid is hier vanoggend. Amen. Goeiemôre, en jy is so welkom vir almal wat saam verskeie vanoggend. Dit is so great om jou te sien. En ek glo ek het regtig saam met jou vanoggend sy teenwoordigheid in hierdie plek is van waarde. Kersdag is vir my so 'n emosionele dag en ek dink dit is net omdat 'n mens absoluut fokus op sy teenwoordigheid. En ons is opgewonde daaroor. Nou volgende ons ook die voorreg voordat ons kom met die woord. Het ons 'n dans, so ek wil vra vir Anisha en Angelique as julle reg is. En julle kom. En julle is reg, en ek kan julle net kiem.
by jouself gaan indink oor, hoe moes daai nag gewees het? Vir Maria was dit dalk 'n geleentheid van, het ek kraampyne, en hierdie belofte moet in vervulling kom. En vir ander mense was dit 'n soeke na hierdie kind. Maar toe al hierdie drama verby is, en hierdie klein seentjie in haar arms is, wat 'n vreugde moes op haar gesig gewees het. Ek het nou die aand, het ek so op die televisie gekrap, en ek weet nie wie van julle het die movie gekyk, met Mary. En dit gee vir jou 'n totale ander konsep van wat kon gebeur het vanuit haar perspektief. Maar die boodskap by dieselfde. Christ, the Savior, is born. Christus, die redder, is vir ons gebore. En dit is iets waaroor ek en jy opgewonde kan wees. Kerk, vanoggend glo ek my boodskap vir jou gaan dalk vir jou sê, maar hoorie, maar hoe? Maar ek wil vanoggend begin met hierdie stelling om te sê, dit is tyd dat ek en jy as kind van die Here die kerk moet weer vreugdevol raak. Want jy sien die tema wat ek vanoggend met jou wil praat, kom in die gedeelte uit in Lukas 2, waar die engele kom en vir die skaapwagte sê, fear not and behold, for I bring you a tiding of good news and great joy. Hier kom die skaapwagters en hulle word omring met engel. Nou, wie van julle het al 'n engel gesien? Of die eerste ding wat 'n engel gewoonlik vir sê is, wees nie bevrees as dit van die Here afkom, nee. Maar hy sê ook vir hulle, fear not, I bring you good news of great joy that will be for all people. Dit is iets wat ons sien nie deesdae gebeur nie, want jy sien as jy Facebook oopmaak, en die van julle wat nog koerant lees, die laaste ene was nou, hierdie week, koerant is nou die druk uit, so, as jy nou wil vensters was, moet jy nou maar behoorlik packaging kry, okay? Maar hulle gaan dit nou nie meer in druk sit nie, ek sal nou nie grappie vertel daarvan nie, maar, as jy die koerant oopmaak, dan sien jy nie altyd goeie nuus nie. Gister toe ons huister uit, dat weet julle is, maar toe sê, daar was weer 'n lelike ongeluk by die weegbrug. Dit is asof dit net bad news travels fast. Het jy daar agtergekom? Nee. Die wêreld het 'n bietjie goeie nuus nodig. Het jy goeie nuus nodig? Weet jy wat 'n goeie nuus gaan jy kry? Baie keer raak ons net opgewonde as daar geld in ons bankrekening betaal. Yes, ek het gepay. Nee. Maar dit is 'n gedeelte van die goeie nuus. Maar die goeie nuus is dat Christus het gekom. Hy is ons goeie nuus. En die wêreld het nodig om dit te hoor. Ons het goeie nuus nodig. Goeie nuus bring groot blydskap. Goeie nuus bring groot blydskap. As jy goeie nuus skryf, wek dit altyd hierdie emosie van vreugde binne jou op. Yes, ek het ingekom by die universiteit. Yes, ek het goedkeuring gekry vir dit. Yes, ek het hierdie voorgekry. Verstaan? Dit is hierdie opgewondenheid in jou hart wat plaasvind, want goeie nuus wek groot blydskap in jou lewe op. Wanneer laas het jy groot blydskap gehad? As jy nog nie het, jy gaan kyk 'n paar Leon Schuster movies en jy begin lag. It's necessary to get to a place where we experience the joy of why Christ came. Jesus se hele geboorteproses het eintlik gepaard gegaan met groot blydskap. En ek gaan gou vir jou 'n paar goed noem vanoggend, dat jy sal sien waaroor dit gaan. Want as jy gaan kyk oral, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, waar hulle die verkondiging van Christus plaasvind, sal jy sien, hierso was daar vreugde, and they rejoiced, en hier was blydskap. En die grootste ene wat ek weet, wat vandag tot 'n beskikking is vir jou en my, is waar die engel vir hulle sê, fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all people. Nie net vir 'n klomp uitgesoektes nie. Nie net vir 'n klomp van hierdie kultuur nie. Nie net vir 'n klomp van daai, vir alle mense. Wat is hierdie goeie nuus? For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Wie Christus die Here is, and this will be a sign to you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly
nadat hierdie woord verklaar is, nadat hierdie openbaring gegee is, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praised and saying, Glory to God in the highest. Wat het jy nie vanoggend gedoen nie, kerk? Gloria, glory to God in the highest. Gloria in excelsis there. We exclaimed, we proclaimed, we echoed what the angels said. And we say, Lord, we are here to proclaim that Christ is born. Christ is Lord. Amen. Volgende. Is dit nodig dat ek en jy sal onthou waarom Christus aarde toe gekom het? Is dat ek en jy die vreugde kan ervaar van dit wat die Vader vir jou en my instoor het? Nie gehaat het nie, kan ek sê het, want jy sien hy het gekom, maar hy is nog steeds teenwoordig. Hy is nie meer die babietjie in die krib nie. Hy is nie meer in swaddling clothes nie. He is not there anymore. He is the risen Christ, seated at the right hand of the Father, waiting for the call to come and fetch his bride. And that must be our expectation. Ons lees 'n ander gedeelte in Matteus 2. Praat hy met die wyse man en hy sê, and he told them, now go to Bethlehem and carefully look there for the child. En nou hierso is die aankondiging gemaak. Christus gaan gebore word en die hemele juig en die engele sing ere aan God in die hoogste. En hier kom en hy praat met die wyse man en hy sê, and when you found him, report to me so that I can go, bow down and worship him too. Dat dit is na die koning met hom gepraat. And so they left, and on their way to Bethlehem, suddenly the same star they had seen in the east reappeared. Amazed, they watched as it went ahead of them and stopped directly over the place where the child was. Nou luister nou hier mooi. Hierdie manne het Jesus gaan soek. Nee. As die stelling sê, wise men still seeks Jesus. Wise men still seek Christ, en ek hoop julle soek hom, because then you are wise. Because when we find Christ, we find what we need. When we find Jesus, we find our answer. When we find Jesus, we find our deliverance. Come on, you need to get excited about it, church. Weet jy hoekom is daar nie meer deurbraak in ons lewe nie, want ons soek hom nie meer nie. Ons soek hom nie meer nie. We have to seek him like the wise men, and listen to what it says. And when they saw the star, nog nie eers toe hulle vir Jesus gesien het nie. When they saw the star, they were so ecstatic that they shouted and celebrated with unrestrained joy. Wanneer laas was jy so opgewonde dat iemand vir hom sê, raak nou 'n bietjie rustig? Ek nie wanneer dit gebeur dalk nie met julle nie, né? Here, tyd vir nuwe wyn in hierdie mense se lewens. We need to get joyful. We need to be so full of joy that we must shout and be unrestrained. Met ander woorde, iemand moet kom en sê, okay, raak nou vir my rustig. Ontspan nou, jy kan nie. Because when Jesus is on the scene, when you seek him and you found what you were looking for, nothing can restrain your joy. Niks kan daai vreugde demp nie. And when they came into the house and saw this young child with Mary, his mother, they were overcome. Ek dink nee, dit was soos, okay, ek moet dit inhou, ek kan nie, nee, verstaan? Ek kan nie, want dit wat hulle voor gesoek het hulle gekry. En omdat hulle hom gekry het hulle vir hom geskenke gebring wat sê, we acknowledge you. This is what been prophesied. We see you. We acknowledge you. Want jy sien, daar's rede vir hulle om opgewonde te wees. Hulle het geweet daar's 'n belofte wat op pad is, hulle het net nie geweet wanneer dit gaan plaasvind. Kyk, ek wil vir jou sê, ons sit in dieselfde tyd nou soos voor die geboorte van Christus. Want jy sien, ons sit met 'n wêreld met 'n verwagting dat Christus gaan kom. Ons sit met 'n wêreld met 'n wete dat hy gaan kom, ons weet net nie wanneer nie. Want die dinge wat in die wêreld gebeur, as jy gaan kyk, daar's 'n stelling wat sê, daar's een blad tussen Maleagi en Matteus, maar daar was 'n 400 jaar verskil. Want in daai 400 jaar was daar nie regerders nie. Daar was nie orde nie, daar was niemand wat leiding kon neem nie. En in daai tyd was daar 'n soeke na 'n Messias, daar was 'n soeke na 'n redder, daar was 'n soeke na orde. En die oomblik toe die wyse manne hierdie ster sien, die oomblik toe die gerig kom van die Messias gaan gebore word, was daar 'n verwagting, was daar 'n opwagting in harte, because that who
who was prophesied about is here. He's not coming, he is here. Hy is hier, ons moet hom gaan soek. Ons moet hom gaan soek. Want jy sien in daai tyd van droogte, in daai tyd van stilte, in daai tyd van honger en nood en uitroep, het daar 'n antwoord gekom. Ek wil vandag vir jou sê, dieselfde antwoord is vandag nog tot jou beskikking. Dieselfde Jesus is vandag nog tot jou beskikking. Dieselfde naam dra nou nog dieselfde krag, soos die opgewondenheid wat daar was met die geboorte van Jesus. Nou weet jy wat beteken die woord goeie nuus? Dit beteken evangelie. Dit beteken evangelie. So wat het die engele gebring? Hulle het 'n evangelie van groot blydskap gebring. Hulle het die evangelie gebring wat sê, you can be joyful because Christ the Lord is here. You can be full of hope because Jesus has arrived. You can be full of hope because He's the incarnate of God in the flesh, so that you can experience the trueness of the Father's love. Ek is hier om vanoggend 'n boodskap te wees van groot vreugde en jy gaan nou maar net met my moet uithou. Okay. Jy gaan maar nou net met my moet uithou. Daar was nog nooit 'n tyd soos nou wanneer die kerk in homself verdeel was oor 'n tyd soos hierdie. Weet jy wat? En ek wil dit vandag sê, vir die afgelope paar jaar maak ons 'n stelling. And we are not here to celebrate a day. We are here to celebrate a person. Come on, I'm saying it again. We're not celebrating a date. Nee, of jy nou wil weet, Jesus is nie gebore op die 25ste Desember en maak nou maar vrede daarmee. Maar die 25ste Desember sal ons sy geboorte herdenk. Die 25ste Desember herdenk die wêreld sy geboorte. Ek volgende ek nou wag op toe dink ek nou nie. Ek sê vir Chantal net nou. Gisteraand was daar nou by soveel mense by partytjies en by huise en hulle het nog gekuier op ou Kersmaand. Maar weet julle wat is die liedjie waarop hulle die lekkerste gedans het? Long time ago in Bethlehem, so lonely. Hulle weet dit nie, nee. Maar hulle sing op Bonnie M se Mary's Boy Child. Hulle dans en sokkie laat dit 'n keer gaan. Maar in die koortjie van hy liedjie sê, Christ is born on Christmas Day. Hulle weet dit dalk nie, maar hier in hulle harte, hier in hulle ore word die evangelie van goeie nuus verkondig. En hulle dronkenskap, en hulle minwetenheid dat die boodskap van Jesus word uitgedra. As die wêreld dit kan herdenk, how much more must you and I as the Church of Jesus Christ redeem the importance of the birth of Christ. Dit is 'n boodskap wat nooit sal oud word nie. Dit is 'n evangelie wat nooit sy waarde gaan verloor nie. Because if Christ was not born, you and I would not be where we are today. But it started there. Dit het daar begin. So, hierdie evangelie is 'n boodskap wat vreugde bring. Dis die eerste ding wat jy moet onthou. Paulus kom in Romeine 14 vers 17 en hy sê vir ons, for the kingdom of God is not food and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. The kingdom of God is not food and drink. Ek nou nie kom nie, nee. Maar na vandag gaan ons vir 'n week vas en bid, okay? Want wat is een ding wat 'n familie na mekaar toe trek? Is 'n swart tafel met baie kos. Maar elke fees het gepaard gegaan met kos, né? Nee. Nou ek weet van julle het nou gister vir 10 ure voor die potte gestaan en ek het die foto's gesien van die tonge, die gammon, en die soutvleis en die stokkies en die crackers en die kasies en it's fine, but it's not about that. That's part of it. When you see, we celebrate Jesus, but it is righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Why did Jesus come? To be our righteousness, to bring peace on earth, and that we can have joy in Him through the power of His Holy Spirit. Want jy sien, mense het vreugde nodig. As jy gaan kyk, Kersfeestyd gaan oor alles wat gepaard gaan met vreugde en blydskap. In Engels sê ons Merry Christmas. Ek gaan julle die grappie vertel, né? Wat is Vader Christmas se vrou se naam? Bly stil. Dit is Merry Christmas, hoor? So as iemand vir julle vra, sê net Merry Christmas.
Want you see, Mary is a sign of joyfulness, of cheer, to be merry and bright. Al die liedjies wat ons sing, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. I want to wish you a Merry Christmas. Net deesdae is 'n liedjie in my huis, my kinders sê, all I want for Christmas is you. Man, so die feeling is daar. But it's a time of joyfulness. It's a time of being full of joy and expecting that what God is doing. Die hele gevoel van die boodskap van die geboorte van Christus is seëninge vol blydskap. Die boodskap wat ek en jy moet oordra in hierdie tyd is 'n boodskap dat Jesus ons vreugde kom raak het. Jesus became my joy. As hy sê vir jou, Jesus became my joy. But you see, daar's 'n liedjie wat sê, this joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it and the world cannot take it away. Why? Because Jesus is my joy. He is the reason for my joy. Daar's 'n verskil tussen vreugde en blydskap. En jy sien, kom ek sê dit in Engels, between happiness and joy. Joy is something that no one can take away from you. The enemy wants to steal it because he takes away that what is your focus upon Christ. Happiness is going to just only be for a moment. Ek is nou happy met die kos wat baie lekker, né? Dankie mamma vir die kos wat jy gemaak het. Maar net nou is die kos klaar en jy is nie happy nie, dan soek jy weer. But if you've got the joy of God in your life, if you've got Jesus in your life, you are filled with joy. Jy loop oor van blydskap. Jy loop oor van vreugde. Dit is sy boodskap. En jy sien Maria kom op by 'n plek wat sy hierdie groot taak wat God vir haar gee. Sy was onseker en sy sê, Here, ek is gereed, ek sal dit doen. Maar luister na wat sê die woord vir ons in Lukas 1 vers 47. Hy sê, and Mary sang the song. Dit was 'n lied gewees, so, Here, ek sal dit doen. Omdat ek dit sal doen, gaan ek nou dit verklaar. En sy sê, my soul is ecstatic. Daar's 'n ander vertaling wat sê, my soul magnifies the Lord. I am overflowing with praises to God. Here, ek weet nie wat om te verwag nie, maar hier binne in my siel, hierdie vreugde wat U vir my gee, hierdie onsekerheid is daar, but this what you are giving to me, Lord, my soul will magnify the Lord. My spirit burst with joy over my life-giving God, for He set His tender gaze upon me, His lowly servant girl, and from here on everyone will know that I have been favored and I have been blessed. The Mighty One has worked a mighty miracle for me. Holy is His name. Wat gebeur die oomblik toe sy hierdie opdrag aanvaar, toe het vreugde in haar lewe opgeskiet en sy kom en sy sing en sy verklaar, my soul magnifies the Lord. My soul is bursting with ecstatic joy, all because of who you are. Ek wil vir sê dieselfde vandag vir jou. Jy kan dalk nie Maria wees nie, but you are birthing the promises of God in your life. You are carrying in your spiritual womb every promise that God has got in store for you. Just as she carried Jesus, you've got reason to be joyful. You've got reason to be ecstatic and say, Lord, even though I do not have it now, Lord, I will be full of joy. My soul will magnify, Lord, for I know the plans that you have for me will come to pass. Just as Jesus came to pass for Mary. Nou kom Paulus en hy gee vir ons die opdrag in Filippense 4 vers 4. Hy sê, be cheerful with joyous celebration in every season of life. Let your joy overflow, for you are united with the Anointed One. Met ander woorde, hy kom en hy sê, die bron van jou vreugde lê in Christus. Die bron van jou vreugde lê in Christus. Because you are united. So be cheerful always. Be cheerful always. Dan gaan hy verder, hy sê, let gentleness be seen in every relationship, for our Lord is in need. Die Afrikaans stel dit om hy sê, laat jou vriendelikheid aan almal bekend wees, want die Here is naby. Nou daar's 'n verskil tussen vriendelikheid en joyful wees, nee. Om God se teenwoordigheid in te bring, het jy net nodig om vriendelik te wees. Maar die vreugde wat in jou lewe is, gaan afgee op mense se lewens.
En hulle gaan God ervaar as die bron van vreugde in jou lewe. Don't be pulled in different directions or worried about a thing. Be saturated in prayer throughout each day, offering your faithful request before God with overflowing gratitude. Tell Him every detail of your life. Then God's wonderful peace that transcends human understanding will make the answers known to you through Jesus Christ. Deur Christus sal jy dit beleef. Die tweede punt is, dit is 'n boodskap van verlossing van sonde. As Christus nie gekom het nie, het ek en jy nie daai verlossing gehad nie. Dan moes ons nou maar nog gaan altaartjies bou het, en lammetjies slag het, en wyfies skoor het. Maar nou sê die woord vir ons in Matteus 1 vers 21, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Was hy nie gebore nie, hoe sou ek en jy verlos gewees het? I want to read this to you. Another reason the birth of Christ was good news of great joy is because of who Jesus is. Want jy sien, hy is geprofeteer oor hom. Ons al hy skrif so mooi aan in Jesaja 9 vers 6, wat sê, 'n seun is aan ons gegee, verlosser, wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Maar hy is geproklameer. He is the Christ, the Messiah. He is the promised Savior, God's anointed. He is the promised seed of the woman in Genesis 3:15, who will crush the head of the serpent, Satan. He is the suffering servant of Isaiah 52 that would die for the transgressions of many. The angel told Joseph in Matthew that his baby's name shall be Jesus, and he will save his people from their sins. Jesus said that he came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. The birth of Jesus is good news of great joy. Why? All because he is our salvation. He is our salvation. Ek en jy kan nie gered word deur goeie werke nie, maar Christus het kom sterf sodat ons deur dit wat hy gedoen het redding kan kry en dan goeie werke doen. Maar goeie werke kan ons nie red nie, maar dit gaan oor gehoorsaamheid om hom te aanvaar. Dis I accept Christ. That's why I am and will be redeemed. En jy sien die laaste wat ek vandag wil noem is, hierdie is 'n boodskap wat almal raak, soos wat die engel gesê vir die skaapwagters. Want almal het verlossing nodig. Almal het verlossing nodig. Hy het gekom sodat almal deur hom gered kan word. Johannes 3 vers 16 en vers 17 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun nie in die wêreld ingestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Die wêreld, almal, hierdie ou wat onder die brug slaap, die ene wat gisteraand jou tuinhekkie se slot afgesteel het, die Here het vir hom ook gesterf, die ene wat heeltyd by jou venster kom en staan en klop sê, meneer, het jy nie vir my geld nie, Jesus het vir hom ook gesterf, hy het ook redding nodig. Come on church, Jesus just didn't die for you and me, he died, he came for all. He was born so that everyone can be saved. Everyone needs Christ. Want jy sien, die vyand kom te steel, te slag en te verwoes. En hy kom en hy ontneem mense van die vreugde van wie Christus is. Christus is my redding. Christus is my hoop. Christus is my verlosser. Christus is my vreugde. Nou kom Jesus en hy praat met sy disippels. En hy vertel vir hulle dat hy gaan na sy Vader se huis en daar's plek vir hulle, vir almal en hulle kan nie verstaan waarom hy gaan nie en hy maak hierdie een stelling. In Johannes 15 vers 11 en hy sê, my purpose for telling you these things is that the joy that I experience will fulfill your hearts with overflowing gladness. Volgende wil ek sê, it's Christ's desire that you will experience the joy that he experienced. It is Christ's desire that you will experience a joy that no one can take away. It is Christ's desire that this joy that you are experiencing will be a message to people that needs Christ.
It is Christ's desire that you will get to a place that this joy that's in your life will overflow, dat jy mense moeg maak. En dat jy Christus sal verkondig en sal vir jou vra, wat het oor jou lewe geloop en sê jy sy naam is Jesus. Dat jy kom by 'n plek, dat jy 'n glimlag op jou gesig het. Dat mense sê vir jou vra, waarom smile jy so? En jy kan sê, jy kan dit nie help nie, want die vreugde wat in my is, nee. This joy that's in my life is not comparable to the circumstances that I'm experiencing, because greater is He that is in me than he that is in the world. I want to tell you today, I've got something in my spirit, church. I've got something in my spirit that I want to release over you this morning, but I want you to take it. I want you to grab it with both of your hands, because there are people sitting in this place this morning saying, Lord, the enemy has stolen that what has given me joy. Die duiwel het dit kom steel. Maar van gisteraand af is daar 'n woord, nee, wat hier in my gees breek. I'm going to release it in this place this morning, and you've got to take it this morning. Jy moet dit vat en sê, pastoor, ek vat dit. En as ek het gesê het, en jy vat dit, moet jy op jou voete staan en God begin prys. En jy moet vir hom sê, Lord, I'm going to take it for me. I'm going to take it. But what I want to release in this morning is that the joy of the Lord will provoke your blessing. That the joy of the Lord will provoke your sickness. That the joy of the Lord will provoke your breakthrough. That the joy of the Lord will provoke that what is necessary for you in this day. That the joy of the Lord will provoke your healing. Come on, church. You need to take it this morning. Want jy sien as daai vreugde in jou is, dan moet jy sê volgens Here, I need healing, but I'm going to get it from Jesus. Lord, I need a breakthrough, but I'm going to get it from Jesus. Lord, I need restoration, but I'm going to get it from Jesus. So if it is you this morning, stand on your feet and say, Lord, this is mine. I'm taking it. May your joy provoke that what I need. May your joy provoke my marriage. May your joy provoke my relationship. May your joy, Lord, provoke that I need. Come on, come on. Yes. Thank you, Jesus. Because if His joy can provoke that what you need this morning, you will experience the fullness of the joy why Christ came. I came that you might have life, and that in abundance. Come on, I came. Jesus came in the form of a man. But I also want to release in this place this morning, because many times we are looking for our breakthroughs. Many times we are looking for our blessings. Many times we are looking for that what we need. Maybe it's wrapped up in a swaddling cloth. Maybe it's wrapped up in a swaddling cloth. Maybe you just need to seek the manger again and see why Christ came. Restore your joy and get to a place where you say, Lord, it's mine. Jesus came for me. He came so that I might have joy. Yes. We need to proclaim the joyous message of Christ to all. God wants a church that is full of joy. God wants His church to get back to the place what it's all about, because it's all about what Christ has done for you and for me. En ek wil een ding sê vandag in hierdie plek, nee. Die enigste ding waarmee jy nie selfsugtig mag wees nie is Jesus. Come on. Ek sê dit weer, kerk, van volgende, die enigste persoon wat jy nie meer selfsugtig mag wees nie is Jesus. Gaan deel hom, gaan verklaar hom, gaan wys hom, daar's mense daar buite wat nodig het om te hoor. Hy red nog steeds, hy genees nog steeds, want die goeie nuus is, hy is die Christus, hy het gekom en hy is hier om ons te red. Hy is. Ander mense het nodig om te weet, hy het reeds gekom. Hy het gekom om te verlos, hy het gekom om te red, hy het gekom om te genees. Maar hy het mense ook nodig om te weet dat hy gaan weer kom om ons te kom haal. Hy gaan weer kom om sy bruid te kom haal. The good news of the gospel produces joy in our lives. So kerk, ek en jy het nodig om te kom by die plek waar sy vreugde ons weer volmaak. Ons het nodig om te kom op die plek wat sy vreugde ons weer lewe gee. If you are in Christ, you can have great joy because He has taken care of the biggest problem that you will ever face. And what is it? Your sin and your separation from God. That's why He came.
Julle is mas baie lief vir baie ou koortjie. Hierdie koortjie sê, thank you God for sending Jesus. Thank you Jesus that you came. Thank you Holy Spirit that you teach us more about His lovely name. If Christ had not come, if He was not born, if He didn't live a life to show us the faithfulness and the grace of God, and He died on a tree, all because of love, watch hoe sou ons lewe gelyk het. Nou wil ek afeindig met hierdie stelling wat sê, there is nothing that could be a source of greater joy except Jesus. Except Jesus. So vanoggend is my begeerte dat wanneer jy hier uitstap, dat die Here jou sal vul met sy vreugde. Dat die Here jou sal vul met sy krag. Dat die Here jou sal vul met 'n nuwe blydskap. Laat jy hierdie dag gaan aanvat. Maak nie saak wat jy face nie. I know there are people sitting in this place today. Their hearts are broken. Hier is mense wat seer vandag. Dis die eerste Kersfees sonder 'n geliefde. Van julle sit in situasies, but I want to tell you, moenie laat jou situasie God se vreugde in jou lewe dikteer nie. Come on, can I say it again, church? Don't let your situation dictate God's joy in your life, because God's joy is greater than any situation. Jesus is greater than any pain that you may feel. Jesus is far more than what you could ever imagine. En dit weet jou omstandighede ook. But you need to allow that joy in your life. Ek wou geel aangetrek het volgend, nee. Ek wou in jou gesig gewees het, jy het my gesê, pastoor, dim jou flippend braids. Verstaan? But this morning, it's not about me, it's about what God wants to do through you by the power of His Holy Spirit. So ek wil vir jou vra, maak net jou oor vir 'n oomblik toe. En steek jou hand op en sê, Here, kom maak my vandag vol met die vreugde weer. Come and fill me, Lord. Come and fill me again with your joy. Come and fill me again with your presence. Come and fill me again with who you are. This morning, Lord, I come against every form of depression in this place in the mighty name of Jesus. Lord, I declare it broken and cancelled in the name of Jesus. The enemy will not steal anymore. The enemy will not steal that what you've given every person. Here, elke gedagte, Here, elke vorm daarvan in hierdie oggend breek ons en kanselleer ons in die naam van Jesus. Because Jesus, you came that we might have life and that in abundance. Here, enige vorm, elke roe daarvan in hierdie oggend, Here, elke situasie. Here, gaan nie dikteer wat die plan het wat U het vir U kinders nie. En hierdie oggend sal joy na vore kom, Here. Lord, joy will be present in our life. We will be ecstatic. We will not be restrained. All for that. Why Jesus came in the mighty name of Jesus. Lord, we release it now. We release your joy in the lives of people. Lord, let them accept it right now. In Jesus' name, I pray that you will just move into every heart, that you will move into every life by the power of your Holy Spirit. Now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, church. Receive it this morning. Receive it this morning. Come on, receive it this morning. Yes, Lord, we worship you. There's healing. There's healing in my brokenness. I've got your love instead of pain. There's freedom, Lord, you've captured me. This is our declaration. I've got joy instead of
been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your heart, Lord. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your. Never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your. I've never been so free, caught in your love for me. Never been more secure, knowing your. You give me joy, down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy, down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy, down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. That's what he said. You give me joy, down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy, down deep in my soul. Come on, release it. Proclaim it. Make it yours. You give me joy, down deep in my soul. You give me joy, down deep in my soul. You give me joy, down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me joy, down deep in my soul, down deep in my soul, down deep in my soul. You give me Father God, this morning we honor you. We praise you. We thank you for sending your son Jesus. Thank you that you've locked up inside of him everything that what we need. Here, dankie dat ons vandag kan dit kon verklaar. Dat Christus was gebore. Hy is die Here. En niks het verander die Here, want sy heerskappy het nog nooit verander nie. Dit sal op sy skouers rus. En Here, tot en met in hierdie dag verklaar ons dat hy regeer. Hy regeer bo alles. Hy is groter as sonde. Hy is groter as ongeregtigheid. Hy is groter as siekte. Hy is groter as enigiets, Here, want hy is die Christus. En dit is wat ons verklaar. Ek bid in hierdie dag dat ons sal verstaan dat in die volheid van wie hy is, Here, ons vreugde lê. Mag ons vandag ervaar dat hierdie evangelie van goeie tydings, hierdie evangelie van groot blydskap, ons sal deurdra. Ek bid dat hy in elkeen se lewe 'n werklikheid sal word. En Here, as jy mense vanoggend sit wat nog nooit vir Christus aangeneem het, bid ek nou dat hulle U sal ervaar. Ek bid dat U sal kom en daai vreugde in hulle lewens openbaar en dat hulle na U toe sal draai. Ek bid in hierdie dag dat geen omstandigheid ons omver sal gooi, Here, om te twyfel in die grootheid. En dat ons in hierdie dag sal herdenk waarom Christus gekom het. Mag U verheerlik word en mag U geseën wees. En ons eer U vir dit waarom ons vandag in die dag herdenk. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Kom ons prys hom net, kerk. So, ek weet wat julle nou gaan doen. Ja. Dit is soos die wet maar vir ons sê, vandag kan die duiwel net ons moet sê, eet hom nie, nee. Gee maar vir hom op kos, oké? Kerk, mag jy 'n wonderlike dag hê. Mag jy die liefde van Christus beleef en ek wil jou graag net bless met hierdie wat ek vanoggend gekry het en dit is absoluut awesome. May the life of God flow through you. May the love of God enfold you. May the Spirit of God guide you. May the joy of God uplift you. May the light of God surround you, and may the power of God abide in you.
May the strength of God renew you, and may the angels of God watch over you. But may God Himself be with you on this day and every day. In Jesus' name. Amen. Mag jy sy seën ervaar in hierdie dag en mag jy beleef die waarde van 'n vreugde terwyl jy nou om die tafel sit vandag, nee, en jy lag, dan haal jy dit sommer hier onderuit, nee. Iemand sê, okay, raak nou vir my rustig. Nee, maar mag sy vreugde jou oorweldig. Amen. Ons gaan by die deure het ons offergawe, ons finansiële bydrae is vir die van julle wat gebring het, ons waardeer dit. Mag julle 'n awesome dag verder en ons sien julle Sondagoggend 9:30 waar ons voortgaan en dan moet nie vergeet nie, ons het 'n oorgangsfees die 31ste Desember om 6:00 die aand. 6:00 het ons 'n oorgangsfees. Bless julle, julle is kosbaar.